Ek noem die volgende metafoor vir die Heilige Gees seep. Wat doen seep? Seep maak skoon, seep reinig. En ek lees in Jesaja 4 vers 4, die Here sal die inwoners van Sion reinig van hulle wandade, en hy sal die bloed wat aan die hande van Jerusalem kleef verwyder. Hoe? Deur die Gees, hoofletter Gees, Heilige Gees, wat oordeel en verteer. So hier kry ons 'n reinigingsproses, 'n skoonmaakproses, soos wat seep dit dalk kan doen, maar deurdat die Heilige Gees hierdie nasie gaan skoonmaak en hulle gaan verander. In Maleagi 3 vers 2 sien ek, maar wie kan die koms van die engel, en interessant dat hierdie engel ook met 'n hoofletter geskryf word, met reg, want daar word aanvaar dat dit verwys na die Here. Hy sê, wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit regdoen. Nou ons weet hy verwys hier na die Ou Testamentiese bedeling van die leviete wat tempeldiens verrig en sovoorts. Maar as jy dit mooi lees, kan jy ook sien dat dit oor meer gaan as dit. Dit is eintlik 'n proses wat aan die gang gesit word en wat tot vandag nog steeds voortgesit word. Skoonmaak, reiniging, suiwering van die mens. En dit is presies wat elke mens moet beleef. Dat die seep van die Here, die Heilige Gees, ons wil suiwer van die ongeruimthede, die vuil dinge, die verkeerde dinge, sodat ons 'n beter lewe kan lei vir onsself en vir die mense rondom ons. Kom ons laat hom toe om dit te doen en loop mooi.